Baie dankie Here dat U ons veilig teruggebring het deur hierdie vakansietyd, tyd waarin baie mense gereis het. U het ons veilig teruggebring en ons is vanmôre weer hier saam met mekaar in U teenwoordigheid. En ons het die ongelooflike voorreg om die woord oop te hê. U heilige, kosbare woord, wat ons nog kan oopmaak in vryheid, en uit kan leer, en uit gebou kan word. Dankie daarvoor, Here. Sal U vanmôre kom en sal U hierdie boodskap in ons harte seën, en sal U vir ons toevou, sodat ons kan weet, Here, U is nog nie klaar met ons nie. U bou nog aan ons. Seën ons vanmôre. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons is aan die begin van die laaste 2 hoofstukke in Jesaja. Die einde van hierdie berg van 'n profesie wat ons begin het 2 jaar gelede. 83 boodskappe vandag. Hierdie is die 83ste boodskap uit Jesaja. En ek persoonlik het baie geleer uit hierdie boek. Baie gegroei, baie beter God se groot plan begin verstaan. En dis vir my eintlik hartseer dat ons naby aan die einde is, maar mens maak klaar soos wat 'n mens begin het. Guzik som hierdie laaste 2 hoofstukke op onder die tema Our Ultimate Destiny, Worship or the Worm, aanbidding of die wurm. Ons finale eindbestemming, aanbidding of die wurm. 'n Mens kan dit ook as volg verwoord, ons eie keuse, God of die wurm. En hierdie tema is verwysend na die heel laaste vers van hoofstuk 66, die laaste hoofstuk, vers 24, wat sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe, en hulle vuur nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. 'n Verskriklike laaste vers van hierdie profesie, maar 'n nodige waarskuwing. Aan hoofstuk 65 gee hy self die tema, The Lord answers the prayer of the remnant. Julle sal onthou dat ons besig is om te gesels oor hulle wat in Babylon is, en die oorblyfsel wat in Babylon is, wat gebid het tot God, en God antwoord nou hierdie oorblyfsel wat in Babylon is. Ons weet dus dat hoofstuk 65 sal lees vanuit die perspektief van God, God wat antwoord. In ons ou vertaling Bybels is die opskrif van hierdie hoofstuk, die opstandige volk en die knegte van die Here. En soos ons sal sien, is daar in die volgende 2 hoofstukke 'n duidelike skeiding wat plaasvind, 'n duidelike onderskeid wat God besig is om te tref. Eers in hoofstuk 65, die opstandiges in God se volk teenoor sy ware knegte, en dan in hoofstuk 66, die sondaars en God se ware knegte. Die tema van ons boodskap vir vandag en vir volgende week, as die Here wil, die groot komende skeiding. Die groot komende skeiding. God antwoord die bidder wat tot hom bid in Jesaja 63 en 64, en hy antwoord hom op 2 maniere. Eerstens antwoord hy vir die onmiddellike, die komende ballingskap. En dan antwoord hy in die tweede plek vir die langtermyn en vertel aan die bidder wat hy gaan doen in die verre toekoms. Sy antwoord vir die onmiddellike situasie is, ek sal my opregte knegte seën, hulle wat my opreg liefhet en my dien met hulle hele hart. Maar, sê God vir hierdie bidder, ek sien dat baie van julle selfs hier in Babel nie opreg is in julle bekering nie. Julle bekering is oppervlakkig en vals. En daarom begin God vanaf vers 1 tot 7 en hy antwoord die bidder en hy sê, ek sien dat baie van julle se bekering is oppervlakkig en julle berou is nie werklik nie. Daarom sal ek my guns wegdraai van julle en dit aan ander gee. Kom ons lees vers 1 saam. Die van julle wat 'n Bybel het, blaai na Jesaja 65 vers 1. Hierdie hoofstuk open met hierdie woorde, ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie.
en ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Vers 1 van hierdie hoofstuk is 'n baie hartseer vers vir die volk van God. Hulle het God nie gesoek met hulle hele hart nie, selfs nie nadat hulle in Babylon aangekom het nie. Enkeles van hulle wat in Babylon was, het God opreg gesoek en gedien. Die bidder wat in hoofstuk 63 en 64 die gebed aan God oplig, was 'n goeie voorbeeld van iemand wat opreg na God gesoek het. Hy bid een van die mooiste en mees opregte gebede in die woord van God, soos ons dit gesien het aan die einde van verlede jaar. Ook Daniel en sy 3 vriende is voorbeelde van hulle wat God opreg gesoek het met hulle hele hart, maar daar was net enkeles van hulle. Verreweg die meeste van hulle wat in Babylon gesit het, was koud in hulle berou en oppervlakkig in hulle bekering. Hulle het die luksus en die vooruitgang van Babylon te veel geniet. In latere Nuwe Testamentiese terme kan ons sê, hulle het die wêreld en sy grootsheid te veel geniet. Iets waaroor Johannes so duidelik sou skryf, duisende jare na hierdie profesie in 1 Johannes 2, wanneer hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom of haar nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 'n Gevaar wat altyd lê en loer vir die knegte van die Here, die liefde vir hierdie wêreld. Wie is dan die mense wat God sou vind in die afwesigheid van sy volk se belangstelling? Deur wie sou God hom laat vind, waarvan hy praat in vers 1? Mense wat nie na hom gevra het nie, mense wat hom nie geraadpleeg het nie. Van wie praat God hier? Vriende, hy praat van ons, die heidene. Wanneer Paulus in Romeine 10 en 11 praat oor die ongehoorsaamheid van Israel en die evangelie wat na die heidene gestuur is, skryf hy die volgende in Romeine 10 vers 20 en 21 en hy haal Jesaja 65 vers 1 aan. Hy sê, en Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, en ek het verskyn aan die wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk. Dis ons. God sê, ek het met julle gedeel, ek stuur julle in ballingskap, ek tugtig julle dat julle waarlik in opregte berou voor my sal bekeer, maar as net enkeles van julle wat luister. Ek sal my aandag draai na mense wat my nie gesoek het nie, en wat na my nie gevra het nie. Jesaja gaan voort om die rebelse en opstandige hart van die volk van God te beskryf. In vers 2 sê hy vir hulle, hy sê, ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan. En vriende, hier's 'n kragtige beginsel in die woord van die Here. Om te wandel volgens jou eie gedagtes is in God se oë rebellie. Hy sê, ek het my hande uitgebrei na 'n opstandige volk. Ek het my hande uitgebrei na rebelle. Die wat wandel volgens hulle eie oordeel. Dit wat goed en reg is in my eie oë. Dit wat ek beoordeel as goed en reg. God sê, in my oë is dit rebellie, opstand. Wanneer die volk en rigters doen wat goed is in hulle eie oë, was die gevolg altyd chaos. Rigters 17 vers 6. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Salomo waarsku in Spreuke 4 en in Spreuke 16. Daar is 'n weg, Spreuke 14, Sandri, Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Hoekom bestaan hierdie gevaar enigsins? Waarom is daar hierdie gevaar dat as ek volgens my eie gedagtes wandel, volgens my eie weg wandel, volgens my eie begeertes wandel,
as ek om die moderne mense gewilde term te gebruik, my eie hart volg, follow your own heart, hoekom is dit gevaarlik? Jeremia 17 vers 9, 'n vers wat ek al so baie aangehaal het. 'n Vers wat elke mens moet laat regop sit en twyfel aan die betroubaarheid van jou eie hart. Ons word maklik mislei, want ons eie diepste wese is bedrieglik. Hierdie vers sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Praat van die hart van die mens hier. Praat nie van die hart van 'n bees of 'n dier nie. Praat van die hart van 'n mens. Vriende, ek dink nie ons besef hoe gevaarlik dit is om op ons eie insigte te vertrou en ons eie weg te bewandel. Weg van die waarheid van God se woord, los van die waarheid van God se woord. Dit wat reg is en goed is in ons eie oë nie. Daarom dat Salomo ook in Spreuke skryf onder leiding van die Heilige Gees. 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ek dink nie ons besef hoe belangrik is dit dat ons van tyd tot die Here moet roep en sê, Here, toets my, deursoek my, deurgrond my, Here, ken my gedagtes, toets my niere, toets die binnekant van my hart, kyk of ek nog op die lewende weg is, Here, en waarsku my. Is my weg nog reg in u oë, Here? Of het ek my eie weg begin bewandel, agter my eie begeertes aan, van my eie hart? Here, is ek op die lewende en die heilige weg? In God se oë is dit rebellie en opstand wanneer jy en ek wandel in ons eie insig en volgens ons eie wysheid en beplanning. Ons moet alles voor sy voete lê en sê, Here, wys ons, Here, leer ons, Here, wat wil u doen? Here, wat wil u hier hê? Here, is ek op die weg? En is dit nie die slaggat waarin ons as mense elke keer val nie? Wanneer ons kyk na die samelewings in die Christelike Weste die afgelope 2000 jaar, dan sien ons dit elke keer oor en oor. Wanneer 'n land of 'n samelewing die evangelie hoor, is daar elke keer dieselfde vrugte duidelik sigbaar. Berou oor sonde, ware bekering, 'n diep ontzag vir God se woord, ontzag vir die Heilige Gees wat lei volgens God se woord. Daar is 'n diep gehoorsaamheid aan God. Daar is 'n heiligheid wat ontstaan onder die mense van God. Mense behandel mekaar met respek en eerbied. Hulle soek die wysheid wat van bo is en wandel volgens die insig wat God aan hulle gee. Orde volg noodwendig hieruit. Vrede volg, voorspoed volg, vooruitgang volg. Kan nie anders nie. Dit was so met God se volk ook. Maar stadig maar seker kom komende geslagte en begin wandel volgens dit wat goed is in hulle eie oë. Luister weer na Rigters 2, vers 10 tot 12. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, hulle het die Baals gedien. En die Here, die God van hulle vaders, verlaat, wat hulle uit Egipteland uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle het daarvoor neergebuig, en die Here geterg. Jy sien, wanneer die geslag wegdraai van God af, dan raak hulle nie maar net kalm, rustige Christene nie. Hulle raak rebelle teen God. Hulle tart God. Jy sien, geen herlewing is volhoubaar nie. Daarvoor sorg die sondige aard van elke nuwe geslag. Die gedagtes en die weg van God wat so duidelik uiteengesit word in sy woord, word dan as verouderd en minder belangrik beskou.
En stadig word daar wegbeweeg van die waardes van God, die woord van God word verwaarloos, sonde word weer omhels, die weg van heiligheid word verag, die weg van die mens word weer die weg, en wat dan volg is weer chaos, en ellende, en onreinheid, en dwaasheid, en die dood. Is 'n siklus wat oor en oor en oor homself herhaal, want ons leer nie. Dit speel uiteindelik uit op die mees bizarre maniere. God beskryf die bizarre optrede van sy volk vanaf vers 3 tot 7. Luister na hierdie woorde. Hy sê, hulle is 'n volk wat my gedurig deur in die aangesig terg, wat offer in tuine, dis die afgodediens, rook laat opgaan op die bakstene, wat in grafte sit. Dis totaal bizar. Wat vernag in verborge plekke, wat varkvleis eet, en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels. Dis totaal onverstaanbaar hoe dat die heilige volk van God kon daal tot op hierdie vlak. Die God wat hulle uitgelei het en hulle versorg het deur sy sterk arm, sy volk. Hulle vir wie hy in die woestyn gedra het soos 'n pa sy kind dra. Hulle vir wie hy sy wet by Sinaï gegee het. Hy het by hulle vertoef in die tabernakel in hulle midde. Hulle het sy magtige dade eerstehands beskou. Hoe is dit moontlik dat hulle nageslagte tot by hierdie punt kan daal? Dis onverstaanbaar. Tensy jy Jeremia 17 vers 9 ernstig opneem en glo. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe, wie kan dit ken? Dan is dit nie meer so onverstaanbaar nie. As jy soos die New Agers en die hippies en die woke mense glo dat alle mense is goed, mense kan niks verkeerd doen nie, dan sal jy nie die verstaan nie. Maar as jy leer wat God se woord sê aangaande die hart van die mens, dan is dit absoluut verstaanbaar. Hierdie woorde in die Hebreëus beteken dat die hart van die mens, ek lees dit vir jou in Engels, is fraudulent, crooked, deceitful and polluted. Die hart van die mens is ook desperately wicked, incurably sick and woeful. Hoekom dink jy het ons 'n verlosser nodig gehad? Hoekom moes die seun van God na die vloekhout van Golgotha kom om ons los te koop van die desperate, vieslike toestand waarin ons is? Bedrieglik en siek bo alles. Met ander woorde, wat die woord sê in Jeremia 17 vers 9 is, daar is niks meer bedrieglik en gevaarlik en sondig op hierdie aarde as die gevalle hart van die mens nie. Geen dier nie, geen storm nie, geen gevaar nie, is so gevaarlik soos die hart van die mens nie. So bedrieglik is dit, dat dit jouself kan mislei, myself kan mislei. Jy wat dink, jy sit stewig op die perd van jou eie hart, en jy die tooms in jou hande, wees gewaarsku, jou eie hart sal jou mislei. So bedrieglik en gevalle en verdorwe is dit. Is daar enige ander wese op aarde wat in staat is tot die bizarre vlakke van sonde waartoe die mens in staat is? Offer diere hulle babiekies aan 'n god? Nee vriende, dis net die mens. Ons is geneig tot opstand, ons is geneig tot rebellie, ons is geneig om ons eie koppe te volg, ons is geneig om ons eie bedrieglike harte te glo, en ons is geneig om agter die sondige begeertes van ons harte aan te loop. En God gaan dit aan die mens onteenseglik bewys, en hy gaan dit op rekord plaas voor die groot wit troonoordeel. Wat gaan hy doen?
Hy gaan die vyand vir 1000 jaar bind. Hy gaan Satan vang, vir 1000 jaar in 'n put gooi en vir die mens vrede gee. Geen versoeking, geen verleiding tot sonde, geen misleiding nie. Die 1000 jaar van vrede. Openbaring 20 vers 7 tot 10, ek gaan dit nie lees nie, julle kan dit self gaan lees. En selfs na die 1000 jaar van vrede, van die vredevolle regering van die Messias, nadat die mens vir 1000 jaar op hierdie aarde, onder die heerskappy van ons Heiland, in perfekte omstandighede geleef het, word die vyand vir 'n kort tyd losgelaat, en wat gebeur? Hy verlei die mense weer. En hulle kom weer in opstand teen God. En God gaan dit op rekord plaas voor die groot wit troon oordeel. Sodat niemand voor hom kan staan en sê, ja maar Here, U het ons altyd die Satan gegee, en hy het ons verlei, en U het hom nooit weggevat nie. Nee. Die probleem is nie hy nie, die probleem is die bedrieglike hart van die mens, wat hom volg. Ongelooflik. En die mees ongelooflike van hierdie toestand van die mens is die hoogmoed wat daarmee gepaard gaan. In hierdie gedeelte sê God, hierdie mense wat in hierdie verskriklike bizarre sonde lewe, hulle dink so waar hulle is heilig. Kom ons lees vers 5, die eerste sinnetjie. Hierdie mense sê, bly daar, moenie na my kom nie, ek's te heilig vir jou. Hier is die hartseer werklikheid. Ek en jy kan glo dat ons reg is in ons weg. Vas glo dat ons reg is in ons gedagtes en ons interpretasies. En vas glo dat ons goed genoeg is. Terwyl die werklikheid vanaf God se perspektief heeltemal iets anders is. Want wat sê God van hulle? Tweede gedeelte van vers 5, hy sê, hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand. Kyk, dit staan voor my aangesig geskrywe, ek sal nie swyg tensy ek dit vergeld het. Ja, ek sal dit vergeld in hulle boesem. Julle ongeregtighede, vers 7, en die ongeregtighede van julle vaders, dat julle offerrook laat opgaan het op die berge, en my smaadheid aangedoen het op die heuwels. Ja, ek sal voor alles hulle loon in hulle boesem toemeet. Engeland en Europa, eens die bastion van die evangelie in die wêreld, lewe vandag in die mees bizarre sonde wat jy aan kan dink. Selfde met die FSA. En hoorie, ons is nie ver agter nie, hoor. Suid-Afrika is altyd so 10-15 jaar agter die res van die Weste, maar ons kom daar. Die bizarre sonde waarin mense in hierdie land lewe. En tog glo mense dat hulle hemel toe gaan. As jy met hulle praat, dan sê hulle, maar ek is nie so sleg nie. Die eie geregtigheid van die mens is verstommend. David Guzik haal vir Charles Spurgeon aan. Hy het 'n preek gepreek jare gelede, waarin hy gepraat het oor eie geregtigheid, en hy het dit genoem, eie geregtigheid op 'n smeulende hoop rommel. Kom ons lees net wat het hy gesê. Ek lees dit vir julle in Afrikaans. Toe hy gepreek het, het hy die volgende woorde gesê. Hy het gesê, boonop het eie geregtige mense soos jakkalse baie triks en skemas. Hulle veroordeel in ander mense wat hulle in hulle self as baie vergeeflik beskou. Hulle sal teen ander uitroep vir 'n 10de deel van die sonde wat hulle by hulle self toelaat. Natuurlike neigings, noodsaaklike omstandighede en omgewingsfaktore is alles hulle verskonings. As hulle toegee dat hulle op sekere punte verkeerd is hulle weer op ander punte volgens hulle onberispelik. As hulle drink, sweer hulle nie. As hulle sweer, steel hulle nie. As hulle hoerery beoefen, pleeg hulle nie egbreek nie. As hulle vuil praat, spog hulle dat hulle nie lieg nie. Hulle sien hulle self as goed, omdat hulle nie universeel sleg is nie. Hulle breek nie elke heining nie, en daarom beweer hulle dat hulle nie oortreders is nie. Asof 'n skuldenaar van 100 pond sou kon eis om verskoon te word. Asof 'n padrower sou kon sê, ek het nie al die reisigers op die pad berowe en gestop nie, ek het net een of twee berowe en daarom moet ek vrygespreek word.
Hy sê, as 'n man al die vensters in jou, of as hy 'n venster in jou winkel breek, en hy sê vir jou, maar ek het nie al jou glas gebreek, ek het net een gebreek. Hy sê, versoeke, luister mooi na hierdie woorde, versoeke wat nie eens in 'n menslike hof genoem sou kon word nie, word as goed genoeg beskou om voor God aan te bied. Dan sê hy, oor die dwaasheid van die mens. Spurgeon sê verder, die mens is so bederf, so verrot, dat ons eie geregtigheid op enige mishoop kan laat groei. Hy sê, geen hooprommel is te verrot vir die vervloekte paddestoel van ons eie trots om in te groei nie. En is dit nie so waar nie? En vriende, hierdie is ons almal se probleem. Joune, myne, dis binne in ons. Daarom het ons die krag van die kruis so nodig. En daarom het ons die Heilige Gees so nodig, sodat ons waarlik eerlik met onsself kan wees en eerlik voor God kan wees, want ons kan God nie met 'n halwe hart volg nie. Ons kan God nie volg in 'n eie geregtigheid nie. God sien dwars deur ons. God se volk het dit probeer en hulle die prys betaal. Vanaf vers 8 tot 16 beloof God seën vir die wat hom volg en ook vloek vir die wat hom nie volg nie. En julle kan dit self gaan lees, om tyd te spaar gaan ek nie daardie verse lees nie. Hy sê, die van julle wat my werklik opreg volg, ek sal julle seën. Maar die van julle wat my volg, met 'n halwe hart, volgens julle eie gedagtes, en julle eie skemas, en julle eie opgemaakte idees van wat het is om my te volg, wees gewaarsku. Vers 11 is die enigste vers in hierdie gedeelte wat ek wil uitlig. Hy sê vir hulle, julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel vir die geluksgod dek en 'n mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Dit gee die pas aan van die res van die gedeelte waar God sê, julle volg my nie. Want wat sê hy eintlik hier vir hulle? Hy sê, julle vertrou my nie. Julle dek die tafel vir die geluksgod. Julle soek die God van voorspoed. Julle vertrou my nie. Nie geluk soos in gelukkig nie, vriende. Geluk soos in luck. It's my lucky day. Lotsbepaling, waar die woord lotery vandaan kom, lottery. En die vraag van vers 11 en hierdie hele gedeelte is, waar is julle vertroue? Vertrou julle my, wat julle uit Egipte uitgelei het, vir julle deur die woestyn gesorg het, of vertrou julle die gode van hierdie nasies waaronder julle nou is, die voorspoedsgod en die geluksgod? Wie vertrou julle? Dit breek my hart elke keer as ek in 'n kafee instap of in 'n plek en ek sien kinders van die Here, sogenaamde kinders van die Here, wat met 'n kaartjie in die lotery ry staan. Dan dink ek by myself, gooi ons nou ons lot in by sondaars en die mense wat die geluksgod vertrou? Is dit hoe min ons God vertrou? Is geld en voorspoed regtig so belangrik? Ag, en hierdie is net 'n voorbeeld van dit wat God noem in hierdie gedeelte. Mense wat hom volg, maar volgens hulle eie weg, volgens hulle eie gedagtes. God aan die een hand en die geluksgod aan die ander hand, hier gaan ons. God aan die een hand, dop in die ander hand, hier gaan ons, dis my weg, dis hoe ek die Here gaan dien. God aan die een hand, geld aan die ander hand, ek sit alles in die bank, ek gee niks weg nie. Ek steek dit daar weg, niemand moet dit hê nie, dis myne. Of so dink mense kan hulle met God wandel en daarmee wegkom. Want bedrieglik is die hart bo alle dinge. Die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk is baie maklik om te verstaan en ek haas my om klaar te maak. God spreek tot die ballinge in Babel en hy sê, daar's 'n onderskeid hier. Daar's van julle wat my regtig volg,
wat my vertrou, wat my liefhet, wat my dien. Daniël, sy 3 vriende, die bidder. Daar's ander van julle wat speel met my en dink ek sien dit nie. Julle wat 'n halwe hart het wanneer julle my volg, die wat my wil volg op hulle eie manier. God sê ek sien dit, want ek sien alles. En dit is duidelik dat hierdie onderskeid tot vandag toe steeds dieselfde is. Want vanaf hierdie punt, vanaf vers 17, verskuif die aandag van hierdie hoofstuk weg van Babylon na die verre toekoms, aan die einde van hierdie bedeling. Vers 17, 18 en 19. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van 'n geskreeu nie. Die 1000 jaar vrederyk van die Messias. God sê ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, 'n glorieryke toekoms. En God se knegte, sy nederige knegte, het altyd 'n toekoms. En hy sê aan al die pyn en sonde en geween sal nie meer gedink word nie, en ek gaan alles nuut maak. En om sy voorneme te bevestig, gee hy vanaf vers 20 tot 25 'n beskrywing van hierdie glorieryke regering van die Messias. Kom ons lees dit net saam. Hy sê daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae, of 'n grys aard wat sy dae nie vol uitgelewe het nie, want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud, en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. Hulle sal huise bou en bewoon, wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal dit nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, en hulle sal dit nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep sal ek antwoord, en terwyl hulle nog spreek verhoor ek. Vers 25 beskryf die vrede van die 1000 jaar vrederyk. Die wolf en die lam sal saamwy, die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg, sê die Here. Die toekoms is duidelik. Ons moet leer uit die verlede. Daar's 'n groot skeiding op pad. En die keuse bly dieselfde. Elke mens het hierdie keuse, net soos wat die volk van God gehad het. Aanbid God en volg hom op sy weg, volgens sy woord, of sluit aan by die rebelle vir wie die wurm en die vlam wag. Dis die keuse. Dis regtig so eenvoudig soos dit. Jy volg God met jou hele hart, op sy weg, soos hy dit vir ons leer in sy woord, of jy sluit aan by die rebelle wat hulle eie kop volg, en die wurm en die vlam wag. Dis wat Jesaja 65 sê, en 66. Nou sal jy vir my sê, maar hoe lyk die weg van God? As jy dan sê, wandel op die weg van God, hoe lyk die weg van God? Nou ons kan 'n hele jaar daaroor preek, maar kom ek gee net vir jou 2 belangrike punte. En as jy hierdie 2 het, dan verstaan jy die weg van God in die breë. Op morele vlak, heel eerste, op morele vlak, dit wat ek moet doen en nie moet doen nie. Wat is die weg van God volgens die Nuwe Testament? Matteus 22 vers 37 tot 40. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, hele siel, jou hele verstand. Dis die groot gebod. Tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete.
Op morele vlak is dit die weg. God is nommer 1. My liefde vir hom is nommer 1, nie die wêreld en speelgoed en my status en al die dinge nie. God is nommer 1. Hy is my koning, hy is my Heer. Ek het hom lief bo alles. Morele vlak, vertikaal is dit die weg. Horisontaal, my naaste soos myself. As ek jou lief het, sal ek nooit jou vrou begeer nie. As ek jou lief het, sal ek nooit jou naam belaster nie. As ek jou lief het, sal ek nooit jou eiendom steel nie. Die hele wet en die profete hang aan hierdie tweede gebod. Dis moreel. Die weg. Dis 'n pad van liefde vir God, liefde vir mense. Wat van toewydingsvlak? Wat is die pad? Nou hierdie morele weg is alleen moontlik na wedergeboorte. Iemand wat nie wedergeboorte beleef het nie, kan nie so lewe nie. Dit is onmoontlik. Jy kan godsdienstig wees, maar jy gaan dit nie reg kry nie. Moet wedergebore wees om die morele vlak van God se weg te kan handhaaf. Op toewydingsvlak, Markus 8 vers 34 tot 38. Toe het hy die skare saam met sy disippels na hom geroep en hy sê vir hulle: wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, sal dit red. Want wat baat die mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met sy heilige engele. En hierdie is alleen moontlik na 'n volle oorgawe aan God. Onmoontlik as jy nie jou hele hart en jou hele lewe voor hom neergesit het nie. Ek land hierdie boodskap. Die vyand van God doen in hierdie laaste dae alles in sy vermoë om mense weg te hou van hierdie twee waarhede af. Jy moet God lief hê met jou hele hart, jou naaste soos jouself. Jy moet volledig aan God oorgegee is. Daarom is hierdie groot vlak van misleiding rondom ons. Daarom wat mense so aangemoedig word om hulle eie harte te volg en hulle eie drome te volg en hulle eie passies en hulle eie begeertes. Want Satan ken die mens en hy ken God en hy weet die mens se hart is bedrieglik en as jy jou eie hart volg, word jy uiteindelik 'n rebel en vir 'n rebel wag die vlam in die wurm. Hy weet dit. Dis hoekom hy ons so aanmoedig. Volg jou eie weg. Volg jou eie weg. Die groot skeiding is verseker op pad. In hierdie bedeling van die genade waarin ek en jy ons nou bevind, laat God die koring en die kaf saam op die lande toe. Daai gelykenis wat hy vertel het. Hy oordeel nie nou nie. Hy laat die sondaars vet word in hulle sukses en in hulle oorvloed. Hy ruk hulle nie nou uit nie. Hy laat die rebelle glinster van voorspoed. Maar weet verseker, daar kom 'n dag van skeiding. Hy ken die rebelle. Hy ken hulle by die naam. En hy weet, die vlam in die wurm wag vir hulle. En hy ken sy knegte, sy ware, bloedgewaste, geesvervulde, oorgegewe knegte. Hy ken jou by die naam. En hy sê, ek maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Bly jy net getrou aan my. Bly net op die weg, soos ek dit vir jou leer in my woord. Die groot skeiding is op pad. Dit staan geskrywe in sy woord en dit is vas.
En elke mens het 'n keuse aan watter kant van hierdie skeiding gaan ons staan. Kom ons bid. Here, baie dankie dat u woord so duidelik is. Dankie dat u nie met ons doekies omdraai nie. Dankie dat u duisende jare gelede deur Jesaja vir die volk gesê het, ek sien deur julle man. Julle kan nie met my speel nie. Ek weet wie van julle is opreg. Ek weet wie van julle het my lief. Ek weet wie van julle volg my met julle hele harte. En dankie Here dat u aan die einde van hierdie bedeling die kaf en die koring gaan skei, die skape en die bokke gaan skei. Here, sal u ons help om nie lief te word vir hierdie wêreld en die grootsheid van hierdie wêreld en die blink van hierdie wêreld nie. Maar om getrou te bly aan u en nederige knegte te bly, diensknegte en diensmaagde van u, soos Daniël en sy 3 vriende en die bidder in Babylon. Want Here, ons kyk uit na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Gee ons krag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.